Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. En ja, ons is besig met Hooglied 3, vers 1 tot 5 vanoggend. Die hele nag lê ek op my bed, hinker ek na die geliefde van my hart. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Laat ek nou opstaan in die stad deurkruis, op die strate en pleine, na die liefde van my hart soek. Ek het hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Die wagte op hulle rond is deur die stad het my gevind. Die geliefde van my hart, het julle hom gesien? Pas nadat ek by hulle verby is, vind ek die geliefde van my hart. Ek gryp hom vas en laat hom nie weer gaan nie, tot ek hom na my moeder se huis gebring het, na die kamer van haar wat met my swanger was. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle by die ribbok en die takbokoeie van die veld, moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, voordat dit nie self wil ontwaak nie. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier's 'n paar baie mooi gedagtes uit hierdie teks uit. Die een is, en ek wil eers daar begin. Hierdie is, jy gaan nou môreoggend se gedeelte hoor, dan praat sy van, sy moeder het dit vir hom gegee op sy troudag. So hierdie is haar man, hulle is getroud. En hoekom ek dit nou spesifiek sê? Die hartseer is, dat baie keer is daar voor die troue, dan is daar passie, dan is daar verlange en romanse en al hierdie goed. En dan as mense getroud is, dan sit of hulle half gewoond raak aan mekaar en dit koel af. Waar hier sien ons, hierdie vrou, daar's 'n intense verlange. Nee, liefde maak dat iemand afwesig voel. Liefde maak dat iemand wat jou kosbaar is, sy afwesigheid, lê swaar op jou. En sy soek hom dan. En dan is dit, het julle hom gesien vir wie ek lief het? Dit is 'n frase wat jy oor en oor in Hooglied hoor. Hoor die verskil, want dit is wat 'n verhouding mooi maak. Ek wil nie iemand hê nie. Ek wil jou hê. Ek verlang nie na iemand nie. Ek verlang na jou. Daar's 'n baie groot verskil in dit. En dan kry sy hom en hoor die opgewondenheid. Nee? Hoor net die opgewondenheid wanneer sy hom nou vind. Ek gaan hom vashou en hom nooit weer laat gaan. Kan ek vra? Nou is jou man of vrou weg vir een of ander werksding of net iewers heen, net die dag uit. Is jy nog bly om hom te sien? Is jy nog bly om haar te sien? Is daar nog 'n opgewondenheid daaroor? Doen dit iets in jou hart as jy hom sien. Sê dit, doen dit. Nee? Ek dink hierdie teks wil vir ons almal vanoggend sê, vir ons almal wat getroud is. Waar is die opgewondenheid as julle mekaar weer sien? Al was dit omdat die ene nou vir die dag weg is, 'n dag gaan werk het. En dan kom ek terug huis toe. En is daai opgewondenheid. En dit moet opgewonde wees om weer huis toe te kom. Daar moet vreugde daarin wees. En dan weer 'n keer hierdie waarskuwing, wat ons al gehoor het. Moenie die liefde wakker maak of aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie. Liefde is kosbaar. Daarom moet dit nie gemanipuleer of aangejaag of goedkoop gemaak word nie.
Hooglied sê ware liefde het 'n wagtyd. Daar's diepte, toewyding, op die regte tyd. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie pragtige teks. En ja, Here, gee dat ons wat getroud is, altyd na ons lewensmaats sal verlang. Met 'n verlange wat brand, wat opgewonde is as ons hulle weer sien. Want ons weet dat hierdie liefde ook van U afkom. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.